1 Samuel 16 is wat ons lees vanoggend. 1 Samuel 16 vanaf vers 1 tot 13. Kom ons lees saam, ek lees vir ons uit die 2020 vertaling uit. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog treur oor Saul? Dit is ek wat hom verwerp het as koning oor Israel. Vul jou horing met olie en vertrek, ek stuur jou na Isai van Bethlehem, want tussen sy seuns het ek vir my 'n koning gesien. Maar Samuel sê vir hom, hoe kan ek gaan? As Saul daarvan hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Here, 'n vers kalf moet jy saam met jou neem, en dan moet jy sê, om aan die Here 'n offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Nooi jy dan vir Isai na die offer, en ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Jy moet vir my die een saak wat ek vir jou sal sê. Samuel het gegaan en gedoen wat die Here gesê het. Toe hy in Bethlehem aankom, kom die oudstes van die stad hom bewend tegemoet en vra, beteken u koms vrede? Hy het gesê, ja, vrede, om aan die Here 'n offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Heilig julleself en kom saam met my na die maaltydoffer. Hy het Isai en sy seuns toe geheilig en hulle na die maaltydoffer genooi. Toe hulle inkom, het hy vir Eliab gesien en hy het gedink, sekerlik hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here het vir Samuel gesê, moenie na sy voorkoms en sy ryksige gesalte kyk nie. Want ek het hom afgekeer. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. Isai roep toe vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan. Maar hy het gesê, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. Daarna het Isai vir Samara laat verbygaan, maar hy het gedink, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. So het Isai dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan, maar Samuel het vir Isai gesê, die Here het hulle nie gekies nie. Samuel vra toe vir Isai, is dit al die jong manne? Hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar kyk, hy is besig om die kleinvee op te pas. Toe sê Samuel vir Isai, laat haal hom, want ons gaan nie eet voordat hy hier aangekom het nie. Hy het dit gedoen en hom toe laat inkom. Die seun was rooierig, met mooi oë en 'n goeie voorkoms. Die Here sê toe, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met olie geneem en hom daar tussen sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af en ook verder van Dawid besit geneem. Samuel het toe opgestaan en na Rama toe gegaan. Ons lees tot sover. Nou kan jy na die gewigte toe gaan, Dirk. Vriende, onlangs het ek en my vroutjie na baie lank weer by 'n gym aangesluit. Nou behalwe vir die feit dat ons besluit het om hierdie besigheid te doen in die warmste week van die jaar, was dit tog lekker om 'n bietjie weer in die gimnasium te wees. Dit is 'n fascinerende plek waar jy klomp verskillende mense kan teeloop. Daar is 'n groot verskeidenheid. Daar's mense wat hard daaraan werk om spiere te bou. Dis die mense wat daar by die gewigte is en vreeslike klanke maak as hulle besig is om te oefen. En dan is daar mense wat net 'n bietjie gewig wil verloor en dan is daar net ander mense wat 'n gesonde leefstyl wil leef en seker maak dat hulle gereeld in die gym kom. Nou as jy al by 'n gym was, sien jy dikwels motiverende foto's en posters teen die mure en hierdie gym het 'n TV met mense wat crossfit doen, hulle lyk vreeslik gesond. En baie gyms het sommer die persoonlike afrigters wat so teen die mure hang, dat jy kan sien wie hulle is. En as jy so na daai foto's kyk, dan dink jy by jouself, jette,
Hierdie mense kan sommer sien, hulle spandeer baie tyd in die gym. Hulle het goeie fisiek, hulle staan netjies so, en jy kan sommer dink, ja, hierdie mense, dis die mense wat my gaan help om my doel te bereik. Maar stel jouself voor jy loop in 'n gym in en jy kyk so teen die muur na die personal trainers en jy soek vir jou ene. En so tussen die foto's van die personal trainers is daar 'n foto van 'n trainer. En daai afrigter, dit is die afrigter van die maand. Maar as jy nader gaan en na daai foto kyk, dan sien jy 'n skraal 16-jarige seun wat daar staan. Hy pas kaars in die raam in, so kort is hy. Hy sal heeltemal uit plek lyk tussen al hierdie gespierde, netjies fisieke mense. Sou jy kies om jou afrigter te wees? Hierdie maar jong tiener. Heel moontlik nie. Ek meen, ons soek iemand wat ervaring het in hierdie besigheid. Ons soek iemand wat ons kan help om ons doelwitte te bereik. En ons soek iemand wat die part lyk. Hoekom sal ek nou so 'n jongeling kies as ek iemand kan kies wat ervaring het in die spiere wat daarmee saam gaan? Nou, hierdie beeld help my iets uitbeeld van die skokkende gebede van 1 Samuel 16. En ek sê dit is skokkend, want dit is glad nie wat ons verwag wanneer ons lees oor hoe God met mense omgaan en wat ons verwag rondom konings en die klas van goedie. Dirkie kan maar aangaan. Samuel het vir Saul gesalf as die eerste koning van Israel. Maar ons lees dat dinge het nie goed uitgewerk nie. So in Saul vind ons iemand wat lyk en klink soos 'n koning. Hy's 'n sterk kryger, iemand wat kan optree soos iemand wat 'n koning is. Maar dit het nie uitgewerk nie. Hoekom het dit nie uitgewerk nie? Want Saul het nie meer vir God geluister nie. Hy het sy eie pad gevolg. Hy wou nie meer doen wat die Here wou doen nie. Hy het self besluit wat reg en verkeerd is vir hom. En so het hierdie verhouding tussen God en Saul skibreek gelei. Maar God het 'n nuwe plan. En God se nuwe plan sien ons in hierdie teksgedeelte. En God se nuwe plan is Dawid. Dawid is nie 'n kryger nie. Hy het nie iemand met ervaring nie. Hy's jonk, ons vermoed hy was maksimum die ouderdom van 16 toe hy hierdie koningskap ontvang het. Meer as dit, hy is 'n skaapwagter. Hy kyk na die kleinvee. Hy is nie eers deur sy familie belangrik genoeg geag om na die maaltydoffer toe te nooi nie. Hulle dink so min van ou jongste klein Dawidjie, iemand moet agterbly om na die kleinvee te kyk. Hy moet dit maar doen. Hy is nie goed genoeg om hier in Samuel se teenwoordigheid te wees en saam die maaltydoffer te geniet nie. So sy eie familie skat hom nie eers waardig genoeg nie. Maar uit al hierdie seuns van Isaai is dit die een wat God kies. Die jongste ene. Daar's 2 belangrike lesse wat ek voel ons hier uit kan leer. Die eerste ene is wat duidelik uitgespel word in vers 7. Dat God na ander dinge kyk as wat mense na kyk. Kom maar die volgende skryf hier, Dirk. Waar ons gefokus is op wat aan die buitekant aan die gang is, waar ons kyk na die uiterlike van al die personal trainers wat in die muur hang, is dit nie waarna God kyk nie. God kyk na Dawid se hart. Nou, dit is belangrik om te onthou dat die Israeliete self 'n koning wou gehad het. God wou nie gehad het die Israeliete met 'n koning hê nie, want hy wou nie gehad het dat moet iets kom tussen hom en die volk nie. Maar op hulle aandring het hy ingegee en hy het vir Saul gekies. En Saul, hy is die man wat gelyk het asof hy die regte ou is vir die job. Maar Dawid, wanneer God Dawid kies, wys God vir ons iets anders. Ons lees verder dat Dawid self so klein was dat hy nie eers in Saul se wapenrusting gepas het toe hy Goliat in die gesig moes gaan staar het nie. Maar vir God het dit nie gegaan oor of Dawid groot genoeg was of hy sterk genoeg was nie. Wat God van Dawid wou gehad het, was gehoorsaamheid. Vir God was dit belangriker of Dawid regtig sy hart kan gee vir die Here. Die ander goed was vir hom onbelangrik. En weet julle, die Here doen iets wonderlik juis hierdeur. Want juis omdat Dawid nie volgens die wêreld die beste kandidaat was, juis omdat hy nie die sterkste was en die grootste was en die beste was in dinge nie, sien ons juis dat die Here deur Dawid werk.
Die Here gebruik vir Dawid om te wys hoe kragtig en sterk God is, dat hy selfs iemand kan vat wat onbelangrik deur sy familie geag word, wat na die skape kyk, die jongste van sy gesin wat van nêrens afkom nie, dat die Here daai persoon kan gebruik om die Here se wil uit te voer in hierdie wêreld. Die Here wys vir ons hoe kragtig God is. En wat God nodig het daarvoor, is nie iemand wat sterk lyk en spiere het nie, maar iemand wat sy hart gewillig is om gehoorsaam te wees aan die Here. Die tweede ding wat vir my belangrik is in hierdie teksgedeelte, is dat soms kom ons eie voorkeure in die pad van God se wil. Ons vind aan die begin van hierdie teksgedeelte dat Samuel selfs 'n bietjie ongewillig is om die Here se wil uit te voer. Hy rou nog oor Saul en hy's bang vir sy lewe om die Here se plan uit te werk. Die Here moes praat met Samuel om vir hom sê, luister, jy moup oor hierdie ou, hou op. Hou op treur oor Saul, ek het 'n groter en 'n ander plan. En selfs nadat Samuel gegaan het en hy sien daai eerste kind van Isai. Selfs wanneer hy hom sien, dan Samuel soos, "Wah, hierdie moet die ou wees. Hierdie is die ou wat die Here gekies het." Maar weer eens, dis Samuel se eie opinie en die Here moes dan weer vir hom sê, "Nee, dit is nie. Hierdie is nie die persoon wie ek gekies het nie." En wat dit my help laat dink in my eie lewe en in ons lewens is dat soms is ons so vasgevang en ons spandeer soveel negatiewe energie oor dinge wat was of dinge wat nie uitgewerk het soos wat ons wou hê dit moet wees nie. Iets het iewers in ons lewe gebeur en ons is ongelukkig, ons is upset en ons hou so vas aan daai negatiewe dinge dat dit telkens ons weghou eintlik van die Here. Ons is soms in so 'n worsteling met die Here oor ons eie behoeftes en wat ons wil hê moet gebeur, dat ons heeltemal die punt mis dat die Here eintlik ons wil gebruik om iets wonderlik te doen in hierdie wêreld. Vir Samuel het dit gekos dat hy ophou treur oor Saul, dat hy gehoorsaam aan die Here moes wees en moes gaan. Maar vir elkeen van ons beteken dit iets anders. Wat vir my merkwaardig is dat die Here self hierdie mislukking van Saul as koning gebruik het om iets nuut te maak en te begin. En dat hy dit op 'n onverwagse manier doen. Dawid is nie wat mense verwag 'n koning moet wees nie. Hy sal later vir ons wys wat 'n goeie koning hy kon wees. Maar dis net God wat die visie gehad het om dit te kon sien. Soms moet ons ook oorgee en ophou stoei met die Here en vertrou dat die Here ons lei na 'n beter pad. Vir my wat die mooiste is van hierdie verhaal, is egter hoe dit eindig. Maar ons sê die verhaal eindig, maar eintlik is dit die begin van Dawid se verhaal, so dit eindig nie regtig nie. So wat vir my die mooiste is hoe dit begin. Dawid se koningskap begin nie met 'n reuse seremonie of publieke aankondiging nie. Dis nie iets wat verkondig is op die aandnuus of in die koerant verskyn het of op iemand se WhatsApp status geplaas is nie. Dit is 'n private seremonie in die teenwoordigheid van sy familie, waar Dawid gesalf word tot koning. Nou dit herinner my dat God nie toeskouers en 'n applous nodig het om sy werk te doen nie. En dat die Here dikwels werk in stilte of in klein oomblikke van bereidwilligheid. So ook sal elkeen van julle weet dat soms werk die Here in ons lewens nie deur groot reuse trompette skare of groot dinge nie, maar in die klein oomblikke van ons lewens. Dalk die oomblikke waar ons die moeilikste uitdagings beleef, dalk in oomblikke waar ons moedeloos was en niemand anders eers daarvan geweet het nie. Oomblikke waar die Here ons aanraak in ons privaat lewe, sodat ons iets kan beleef in die Here se teenwoordigheid. Nou daarom los ek julle met hierdie boodskap. Miskien voel jy vanoggend 'n bietjie soos Dawid. Oorgesien of nie goed genoeg nie, of te klein om te doen wat die Here op jou hart lê. Of miskien voel jy soos Samuel, vasgevang in teleurstelling van iets wat dalk gebeur het in jou lewe. Vanoggend wil ek vir jou sê dat God soek nie die perfekte figuur of iemand met 'n indrukwekkende CV of wat al die kwalifikasies het nie. Hy soek 'n hart wat sê, hier is ek Here en gebruik my. Dit is waarna die Here soek. In die oë van die wêreld was Dawid net 'n skaapwagter wat nie in die raam sou kon pas nie. Maar in die oë van God was hy 'n koning wat die geskiedenis van sy volk vir ewig sou verander.
Mag ons vandag die moed hê om ons eie idees oor sukses neer te lê, sodat die Here deur ons harte kan werk. Dat ons as getroue dienaars kan staan en kan luister, ondanks waar ons mag wees in ons lewe. Amen. Ons liefdevolle Heer, net soos wat ons soms in die gym kyk na die mense rondom ons, Heer, kyk ons soms ook na ons geloofshelde, na mense wat ons dalk ken of waarna ons opkyk, Heer, en dan soms dink ons by onsself, Heer, ons is nie goed genoeg nie. Maar Heer, ondanks hierdie feit, kom sê U vir ons vanoggend, ons is. Heer, U soek nie iemand met al die kwalifikasies en ek wil amper sê die geloof van Moeder Teresa nie, Heer. U soek ons soos wat ons is. Gebroke mense wat selfs maar sukkel en in stryd is met U en met onsself. Maar Heer, vanoggend se teksgedeelte kom wys vir ons, Heer, dat U selfs ons gebruik. U genade is so groot oor ons lewens, Heer, en ons besef dit nie altyd nie. Heer, dit is my gebed dat elkeen van ons kan beleef hoe die Heilige Gees deur ons werk. Om ons te laat besef, dat al voel ons soms soos Dawid, 'n klein vergete skaapwagter, Heer, dat met U Heilige Gees in ons, Heer, kan ons magtige en wonderlike dinge doen. Want Heer, dit is nie ons nie, maar dit is U wat deur ons werk. Help ons om daarin vas te hou hierdie week en te lewe soos getuies van U liefde in die wêreld rondom ons. Amen.